Die reuk van steenkool, klank van yster op yster en vertroostende skommeling van die groot buik van staal. Jy sommer lus en gooi 'n hoed op jou kop, swaai jou dun wandelstok en verbeel jou jy's in 'n Waffer se 50s movie. Deesdae kan jy met die Ekstroombroers se trots, 'n statige dame uit die oude doos genaamd Jenny. Jenny is die eerste oorspronklike stoomlokomotief van hulle spoorbedryf Atlantic Rail. Ons is terug in tyd. Hulle word as dit ware met ritme en stoom in hul are gebore. Die drie word tussen die treine groot en onthou hoe hulle Sondae se visvangs oor die koleboks van die stoomlokomotief gebraai het. Deesdae het die Ekstroombroers hier van Mosselbaai hulle kinderherinneringe afgestof, blink gepoets en weer laat herleef in 'n sprokieservaring terug in tyd. Hulle noem hierdie stoomtrein bederf vir oud en jonk Atlantic Rail. Sean, Kevin en Graham, stoom en steenkool loop 'n lang pad in julle familiegeskiedenis, né? Ek dink dit kom oorspronklik van my pa af. Hy het skool gegaan in Graamsstad en aan die einde van elke kwartaal het hy nou met die stoomtrein daai tyd terug Mosselbaai toe gekom en hy het ons altyd vertel, hy dink sy kop was uit die treinvenster uit omtrent die hele pad Graamsstad toe, hoe hy dan die stoomlokomotiewe nou foto's geneem het en die klasse lokomotiewe wat voorgetrek het. My oupa was in sy laaste jare treindrywer hier op Voorbaai. Maar ons het groot geword in 'n era waar daar nie pre-primêre skool was nie. So ons ouderdom was pre-primêr skool, maar oupa en ouma. En so ons het groot geword op die voetplaat. Jy weet, toe ek 4, 5 jaar oud was, het ek saam met my oupa 4 uur die oggend opgestaan. Ons het trein gery, my weggesteek onder die drywer se sitplek dat die stasiemeester my nie kon sien nie. En ons het op naweke gaan visvang en dan braai ons daai vis in die lokomotief die maandagoggend. Maar soos Kevin ook nog gesê het, my pa was 'n groot trein fanatic en dit is maar waar my liefde vir treine vandaan kom. As daar 'n trip was elders heen, 'n roadtrip moes jy maar weer dag in 'n trein wees langs die spoor elders wat ons moet volg. En dan was ek maar die kameraman se assistent, jy weet, vir my pa. As hulle soos jy sê, as dit eers in jou bloed is, dan kry jy dit nie meer uit nie. Die fondasie vir die drie broers se lugkasteel is egter gegooi. Alhoewel Sean, Graham en Kevin elk hul eie loopbaanpaadjie volg, het die droom in hul agterkop bly broei. Dit sou meer as 3 dekades neem vir die droom om wortel te skiet en pos te vat. En hier staan Jenny nou. Ja, is dit nie pragtig nie? Hoe het dit gevoel toe Jenny vir die eerste keer verlede jaar in stoom staan? Dit is soveel jare nou gevat wat ons eerste uitdaging was op ons eie waans te kry. Baie mense dink maar die lettreinwaans reg oor die land, hulle is oral beskikbaar, hulle is nie. Toe het ons 'n kontak gehad in die Kaap. Hierdie waans het toe in 'n skuur gestaan, net so langs Kaapstadstasie. Dit was pikdonker toe ons daar instap. En ons het met ons selfoonligte daar ingestap en ons kon nie veel sien nie. Maar al wat ons geweet het, beggars can't be choosers. En ons het besluit, ons wil hulle hê. Die oomblik daai aand toe ons hier inry van die Kaap of toe hier by Voorbaai inry, my maat langs die kant gestaan met haar karretjie. Toe ons haar nou sien in die lig vir die stasiemeester se kantoor, toe sien jy die loop die trane so. So dit was vir ons baie emosionele oomblik gewees en ja, ons moet ons self nog elke oggend knyp om te sê, dis ons het hierdie trein nou, hy is nou hier, hy is vir ewig hier en ons het nou al hierdie planne vir wat ons vir die trein wil doen in die toekoms. Op Erfenisnaweek 2023 breek die getoet van Atlantic Rail sy eerste stoomlokomotief Jenny die stoomtrein stilte. Sy lei 'n nuwe era in, uit 'n vervloë tyd van charme en elegansie en betower gaste met 'n treinrit tussen Mosselbaai en Groot Brakrivier. Nou wat verg dit om vir Jenny aan die gang te kry? Ja, kyk André, ons begin eintlik die vorige dag, as ons nou die Saterdag ry, sal dit nou die Vrydagoggend wees wat ons vir Jenny opsteek. Dit is nogal 'n proses. Dit vat omtrent so 6 na 7 ure voor sy in stoom is. Terwyl sy in stoom is, kan jy die safety kleppe toets, die remme,
En dan omtrent so 6:00 die aand, dan word die firelighters, kan hulle maar huis toe gaan en dan kom jou fireminder. En dis die persoon wat nou heel aand op die lokomotief sal wees om kole te voer, water by te voeg om daai vuur aan die gang te kry. Die volgende oggend kom ons drywer en stoker so 6:00 aan diens en dan is dit dan is dit good to go. Onderdele en die kennis, mense wat op die treine werk, en om dit te kry, dit is ook nie meer vandag so maklik nie. Nee, is glad nie maklik nie. Ons is bevoorreg. Daar is 'n hele paar aantal ou Transnet werkers wat op pensioen is, wat ons bitter graag nodig het met al hulle kennis en vaardighede, want baie van dit kry mense glad nie meer nie. En dan het ons ook die jonger geslag ingebring en al daai kennis oor te dra. Want as ons dit nie nou doen nie, oor 5 tot 10 jaar sit ons met groot probleme van niemand wat die kennis het nie. André, welkom vanmiddag hier in my kantoor. Baie dankie. Ek gaan vir jou 'n lekker stukkie borsbrei op hierdie graaf van my vanmiddag. Hierdie is nogal 'n tradisie, nie waar? Dit is 'n tradisie, ja. Ja, as ons nou so teen die pad stop vir 'n kruising en dan het ons 'n paar minute. Haal die bors uit, sit dit op ons graafie en hier het ons vuur kragvry. Jogg, maar dit ruik al so lekker. Ja, Dis vinnig. hy so te sê klaar. Wat is jou ervaring op stoomtreine? Watter lyne het jy al gery? Ek is al deur die meel en ons het baie gery. Ek het al die treine gery in my lewe. Al die soorte blou trein, passies treine, swaar treine en nou met die stoom weer. Jy kan amper sê ek het begin met 'n Cessna en na Boeing toe gegaan. En nou is ek weer by die Cessna. Ja. Marius, hoe het jou paie gekruis met die van die Ekstrom broers? Dis jare terug wat hulle pa nog die treine gereël het van Mosselbaai af Kamer toe. En ek verstaan, hulle was nog klein geweest. Ja, hulle was so klein geweest. Ek ken Graham nog so 'n klein seentjie nog op die trein gewerk. En wat is jou ervaring met stoomtreine? Hoe lank is jy al besig daarmee? Van 1981 as ek nou voorby. Ek het ook begin op die 24 klas. Dis 42 jaar terug. En hoe voel dit vir jou om weer terug te wees op die stoomtrein? Ja, is lekker. Ons probeer die goed mos maar vir die nageslag so lewendig hou. Dis seker vir jou baie lekker om nou weer die stoomtrein te kan doen. Ag, jy weet, al die nostalgie op die lokomotief. Jy en jou maat in die vuur en die wors wat ons braai. Dit ruik so lekker, ek is nou lus vir 'n hapie. Kry vir jou 'n stukkie. As hy direk van die kole af. Direk van die kolle af. Smart. Piere voetplaat wors. Beste. Kyk, ons is nou op die voetplaat van hierdie 24 klas lokomotief. Ja, hier waar ons nou staan, dis die kolebak en die kolebak kan omtrent so 9 ton steenkool hou. Maar hier is heelwat wat moet oorskuif. Ja, en met ons groot brakritte 3 keer 'n dag is die stokers se werk om omtrent so 5 ton steenkool te skuif van die kolebak af na die firebox toe. En dan natuurlik op 'n hittige somersdag. O ja, nee. Nie almal se vriend nie. Nee, nie almal se vriend nie, maar dis 'n lekker werk en net baie water byderhand hou. Elke drywer en stoker het 'n kosblik gehad wat hulle saam nou gebring het as hulle aan diens kom. Vir die drywer en die stoker, as hulle nou 'n blaaskans gehad het, was dadelik om na jou blik toe te kom en kyk wat het die vrou vir jou ingepak. En die drywers vertel vir my, jy het altyd eers na jou toebroodjies toe gegaan en dan maak jy hom nou maar oop en kyk wat is binne. En blykbaar as jy net marmite op jou broodjies gekry het, dit beteken dat dinge nie so goed gegaan by die huis nie. En miskien was die kans goed dat jy 'n aand buite of in die spaarkamer moes slaap. So ja. Sean, wat beteken hierdie trein en Atlantic Rail vir jou persoonlik? Jy weet, hier staan ons langs 'n stoomlokomotief wat in 1949 gebou is. Waans hier agter ons wat in 1921 gebou is. Die geskiedenis is net iets onbeskryflik. En om deel te wees van dit is onbeskryflik. Ag, die reuk van die stoom en die reuk van die water wat kook en die kool en die rook.
en die olie. Ag nee, dit is net lekker. En die ding lewe, hy praat met jou. Ons het vanoggend 6:00, 5:00 begin om opgesteek. Toe sit 'n dooie ding. Maar nou leef hy. Ja, dit is 'n veel job. Wat iemand wil doen, maar dit is 'n lekker job. Jy weet, ons sien op ons ritte daagliks kinders, oupas en oumas wat hulle kleinkinders vat op 'n trein, wat nog nooit op 'n trein was nie. Wat te sê 'n stoomlokomotief en hoe die mense fisies op 'n 100 jaar oue wa kan sit en jouself 'n koppie koffie kan geniet, ietsie eet. So ja, nee, ons is baie trots op dit. Noem dit nostalgies, romanties of passie uit 'n vervloë tyd. Vir my lê die bekoring in die feit dat jy letterlik in een tree tot binne in 'n 100 jaar se gisters kan trap. Dit danksy die Ekstrom broers en hulle Jenny.